Baie welkom by nog 'n Kikskerk maats. Dankie dat jy saam luister en dat jy die moeite doen om te luister en te leer. Dit is lekker dat jy ook so deel is van die Kikskerk. Ek het sommer net gewonder, hoe hou jy daarvan om te wag? Nie baie van ons hou daarvan om te wag nie. Een van die goed wat my die moegste maak, as ek byvoorbeeld in 'n ry moet staan by die bank of by binnelandse sake en te wag. Ons het noudag skool toe gery en dis naby, dis 3.6 km en ons het aan daai 3.6 km 'n volle uur gery. So dan wag jy want die robot is stikkend en hy slaan nie oor nie en die karre is chaos en dan is dit maar ry en wag en ry en wag. Baie min van ons is goed om te wag. So ons gaan vandag bietjie praat oor die Bybel en wat gebeur terwyl ons moet wag en dat God sê ons moet wag en besig wees. Maar terwyl jy dink oor hierdie gewagtery, dalk wag jy partymal as mamma die kos nog moet klaarmaak of die koek bak of die fudge gemaak word of jy wag dat juffrou moet kom of jy wag dat ouma moet kom kuier. So dink bietjie oor hoe dink jy daarvan en hoe hou jy daarvan om te wag. Maar voor ons dit doen, kom ons bid saam en dan hoor ons wat sê die Here. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U met ons praat en as ons vandag so saam by die kiks is en saam dink, wil U vir ons nuwe goed leer en as ons dink oor wag, wil U vir ons geduld gee om te kan wag. Amen. Dis 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Maar ons gaan vandag praat oor 'n gelykenis wat Jesus vertel, maar hierdie gelykenis gaan oor 'n troue. Nou ek weet die meeste van julle weet presies wat 'n troue is. Dis wanneer 'n man en 'n vrou bymekaar kom en trou. Maar die troue in die antieke wêreld in die tyd waar Jesus geleef het so 'n bietjie anders te gewerk as die troues waarvan ek en jy gewoond is. Dalk het jy al 'n troue bygewoon, dalk was jy al so gelukkig om 'n blomme meisie of 'n strooi meisie te wees. Maar ons ken troues, daar jy raak verloof, jy het 'n trouring en dan kom jy bymekaar. Die Bybelse troue het bietjie anders te gelyk. Hulle het anders te aangetrek. Die Joodse troues van daai tyd, hulle het so onder so dakkie ding gestaan en het allerlei rituele gehad. Maar die belangrikste wat ek en jy moet weet, is die vooraf goed wat gebeur het om te verstaan wanneer Jesus oor 'n troue praat, wat hy vir ons wil sê. Want daar is meer as een geleentheid wat die Bybel oor 'n troue praat. En baie keer dink ons in ons koppe soos wat ons dit vandag ken. En dit is nie presies hoe dit gewerk het in daai tyd nie. Ons troues is groot en ons groot ete, maar dis eintlik relatief gou-gou verby. Nou ons weet en jy weet dalk ook dat 'n man vir 'n meisie 'n verloofring koop en dan word die troue gereël. Nou in die antieke wêreld het hulle ook verloof geraak, nou nie met 'n ring nie, maar daar was 'n kontrak wat gesluit is om te sê ons raak nou verloof. Julle sal onthou Jesus en Maria, Josef en Maria, toe hulle verloof geraak het hulle en eers daarna en dan word sy swanger en dan sit ons nou hierdie hele ding of Josef by haar gaan bly of nie. Nou anders as in ons wêreld, as jy verloof raak kan jy nog jou goed vat en loop. Maar in die antieke wêreld as jy verloof geraak het die twee families bymekaar gekom, hulle het 'n kontrak gesluit en dit was eintlik soos getroud wees. Jy kon nie net weggaan en wegstap nie. As jy daar gebreek het, was dit 'n egskeiding. So daar is al klaar 'n groot verskil tussen hulle verloving en ons verloving. Nou wat gebeur het is, die man sou gekom het en hy en sy familie sou met die vrou se familie gepraat het en dan het hulle verloof geraak en daai kontrak is gesluit. Dan het die man teruggegaan na waar hy vandaan gekom het en hy het 'n huis gaan bou. Hy het 'n plek gaan gereed kry, dat wanneer hulle, die man en die vrou trou, dat hulle 'n plek sou kry, gehad het om te bly. En gewoonlik is hierdie huis gebou naby sy ouers, die man se ouers. So die bruidegom sou dan hierdie huis gaan regkry het en wanneer die huis reg en gereed is, dan gaan hy terug. Maar terwyl hy hierdie huis gaan regkry en alles gaan regkry sodat hy sy bruid kan kom haal, moes die bruid wag. Die verskil is tussen ons troues vandag en die troues van destyd is dat hierdie vrou nie geweet het wanneer die bruid
bruidegom terugkom nie. So die bruid het gewag en sy moes reg en gereed gewees het, want die bruidegom kon enige tyd opgedaag het en die navorsing sê vir ons vandag dat hierdie bruidegom selfs partymal in die nag, meeste van die tyd in die nag opgedaag het. Nou ons trouwens vandag het jy 'n datum en hulle stuur uitnodigings uit en dis 'n groot storie en jy weet presies 12 uur die 3de Februarie Saterdag dan is die troue en daar gebeur dit. Maar in die antieke wêreld het dit nie so gewerk nie. Die bruid moes gereed gewees het. So die man gaan gemaak reg en die vrou maak aan hierdie kant reg. Maar haar grootste ding is dat sy gereed moet wees. Dat sy moet weet, haar man, haar toekomstige man, haar bruidegom kan enige tyd opdaag. En wat dan gebeur het, in die middel van die nag sou sy gehoor het in die dorpie begin mense skreeu, hier kom die bruidegom, hier kom die bruidegom, en dan het hy opgedaag met al sy vriende en sy familie, en dan moes hy reg en gereed gewees het. Dis amper soos, as jy dalk 'n baba, boetie of sussie het, dan weet jy as jou ma, as sy nou hier aan die einde van die 9 maande kom, het sy 'n tassie reg gehad, wanneer sy moet hospitaal toe kom, dat sy net daai tassie kan gryp en hospitaal toe kan gaan. So hierdie bruid het amper met so 'n tassie gewag. Sy was gereed gewees om te kan gaan trou as die mense begin skree, hier kom die bruidegom. Nou kom ons lees in Matteus 25 as Jesus vertel van so 'n bruilof en dan onthou jy nou al hierdie goed wat ek nou vir jou gesê het oor die verloving, die bruidegom wat weggaan, die bruid wat moet wag en gereed wees sodat sy kan trou, want dit sê iets ook van hoe reg sy is om te trou en hoe committed sy is om te trou, en dan luister ons in hierdie verhaal. Ons lees uit Matteus 25. Jesus het gesê, wanneer God koning is, God wat in die hemel is, dan is dit soos wanneer 10 meisies hulle lampe neem en uitgaan om die bruidegom te ontmoet. 5 van die meisies was dwaas en 5 was verstandig. Die 5 dwaase meisies het hulle lampe geneem, maar hulle het nie olyfolie saamgeneem nie. Die verstandige meisies het hulle lampe geneem en hulle het ook olyfolie in kruike saamgeneem. Die bruidegom het laat gekom en die meisies het almal vaak geword en hulle het aan die slaap geraak. In die middel van die nag het die mense geskreeu, hier kom die bruidegom. Julle moet uitgaan om hom te gaan ontmoet. Toe staan al daardie meisies op en hulle maak hulle lampe gereed. Die dwaase meisies sê toe vir die verstandige meisies, gee vir ons van julle olyfolie, want ons lampe gaan dood. Die verstandige meisies het vir die dwaase meisies gesê, as ons vir julle van ons olyfolie gee, dan sal daar nie genoeg olyfolie wees vir ons en ook vir julle nie. Julle moet winkel toe gaan en julle moet julle eie olyfolie gaan koop. Terwyl die dwaase meisies olyfolie gaan koop het die bruidegom gekom. Die 5 verstandige meisies wat gereed was, het saam met hom ingegaan in die huis waar die feesete was en die mense het die deur toegesluit. Later het die ander meisies gekom en gesê, meneer, maak die deur oop vir ons. Maar die bruidegom het gesê, ek sê vir julle, en dit is seker, ek ken julle nie. Jesus het toe gesê, julle moet ook wakker wees, want julle weet nie op watter dag en hoe laat in die dag die seun van die mens kom nie. Nou maats, hier het ons 'n gelykenis, en ek weet dit is partymal vir julle moeilik om hierdie stories wat Jesus te vertel, oor te verduidelik in jou kop, sodat jy verstaan hoe jy dit moet verstaan en wat dit beteken vir die kerk. Nou, ek wil vir julle sê, as julle nou weer hier by Weltevreden kom, by NG Weltevreden, en julle ry daar in by die hek, dan kyk julle bietjie hoe lyk ons kerk, en hoe is hy gebou. En ek het daar vir julle 'n prentjie wat julle kan sien hoe lyk die kerk, en dan sien julle, hy het so spitspunt, en dan loop hy so skuins agtertoe. En langs hierdie prentjie van die kerk, het ek vir julle 'n prentjie van 'n bruid, en dan sien julle, dit lyk baie dieselfde. So die kerk is die bruid van Christus. So, en dis hoekom baie kerke lyk soos wat ons kerk is, so gebou. Dit is in die vorm van 'n bruidgebou, want die kerk is die bruid van Christus. Nou weet julle, Jesus het gesê dat hy weer terugkom, dat hy eendag kom om ons te kom haal, en ons moet gereed wees. So die bruid van Christus, die kerk van Christus, ek en jy wat Christene is, moet reg en gereed wees, sodat wanneer iemand skree, die bruidegom kom,
moet ons reg wees. Met ander woorde, ons lewens moet reg wees, ons moet gedoen het wat ons moet gedoen het, ons moet vir Jesus lief wees, daai goed moet in plek wees. En wat hierdie storie vir ons vertel, van die 10 meisies, is dat 5 meisies aan die slaap geraak het, en hulle was nie reg nie, hulle goed was nie in plek nie, en toe die bruidegom kom, toe is hulle in die moeilikheid. Nou anders as in ons wêreld, vandag as ons mense trou, en ek trou gereeld mense, is daar 'n wet in Suid-Afrika, dat jy nie die deur mag sluit, as jy mense trou nie. Enige iemand moet kan inkom, dis vandag die wet. Maar in daardie tyd, as almal uitgenooi is en hulle het gekom, dan is die deur gesluit. En dit beteken, die uitnodiging is klaar. As jy nie opgedaag het nie, mag jy nie nou meer kom nie. Want net ook om eet jy die kos op, of drink jy wyn op, dan is daar nie genoeg vir almal nie. So die deur is gesluit, dis hoe dit gewerk het. So dit is nie hierdie lelike bruidegom wat nou wat die deur sluit, en vir hierdie klomp meisies wat nie reg was nie, sê, nee, julle sommer net kwaai is met hulle nie. Dis hoe dit gewerk het. So wat ons moet hoor is, dat Jesus sê, hy kom enige tyd, partymal selfs in die nag, en ons weet nie wanneer dit is nie, maar ons moet gereed wees, en ons moet nie soos daai dwaase meisies wees, wat dan begin skarrel en dink, gats, ek wou nog vir Jesus lief wees, ek wou nog goed vir Jesus doen, ek wou nog my lewe in orde kry nie, die deur sluit. En ons lees in Openbaring 19, dat Jesus die bruilofsfees hou, en dit is eintlik maar 'n prentjie om te sê, wanneer Jesus kom haal hy sy bruid, onthou nou die kerk is die bruid, en dan gaan ons saam met hom fees vier, en dan gaan ons vir ewig saam met hom wees. Maar as ons nie reg is nie, word daardie deur gesluit, en dan is daar nie weer 'n geleentheid om reg te kry nie. So maats, hierdie Here verhaal gaan daaroor, dat ek en jy gereed moet wees, dat ons nou reg moet maak, en nou vir Jesus moet sê, dat ons vir hom lief is, dat ons hom moet aanvaar as ons God, en as ons koning, want hy gee vir ons tyd om reg te maak, maar hy het gegaan om vir ons 'n plek gereed te maak. Ons lees in Johannes 14, dat Jesus sê, ek gaan om vir 'n plek gereed te maak, en in my huis is daar baie woonplek. So Jesus, dis daai hele verhaal van die bruidegom wat weggaan, 'n huis gereed kry, by sy vader, soos wat ek en jy gaan, en dan gaan ons daar bly, maar ons moet reg wees, want as Jesus weer kom, is die tyd verby, en dan sluit die deur. Maats, mag ek en jy gereed wees, wanneer Jesus kom, want hy kan enige tyd kom, selfs vandag. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie dat U vir ons lief is, en dankie dat U vir ons tyd gee, om ons lewe reg te maak. Dankie Here, dat U ook eintlik klaar aan ons, met ons 'n verbond gesluit het, en dat U ons aangeneem het, en dat ons eintlik aan U verloof is, in daai sin van die woord. Dankie Here, dat ons tyd het om gereed te wees, help ons om regtig gereed te wees, sodat wanneer U kom, dat ons na U toe sal kom, en dat ons by U sal kan leef, vir altyd. Amen. Maats, mag jy beleef dat die Here vir jou lief is, en mag jy glo dat hy kom om jou weer te kom haal, sodat wanneer hy opdaag, jy reg is, en dat jy saam met hom kan gaan, en by die Vader kan bly. Amen. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, die naam is God met ons, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel, hy is altyd hier. Kyk ek links en hy is daar, kyk ek regs en hy is daar, kyk ek op, kyk ek af en hy is daar. Hy is in my, hy is om my, hy is by my, Heer, hy lei my. Jesus, hy is altyd hier. Die naam is God met ons, Immanuel.